Josua 1 vers 9. My opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan. Ek is Lucy van der Merwe. Ek is 62 jaar oud. Ek is die ma van 3 volwasse dogters en ek is 'n apteker van beroep, alhoewel ek die laaste 18 maande nie meer gewerk het nie. Ek is vir die laaste 30 jaar 'n Bloemfonteiner en ek is 'n Vrystater. Wat ek kan onthou is ek het wakker geword skielik uit hierdie diep slaap en al hierdie mense het om my bed gestaan. Ek het nie geweet wat my aangaan nie en toe sê hulle vir my hart het so erg het ritme gegaan dat hy fisies gaan staan het. En hulle moes my toe resusciteer en hulle moes my elektries skok toe nou. Nou, hulle noem daai hele dingetjie noem hulle episode. Nou, die episode, ek moet dit net verduidelik, is die elektriese skok is regtig verskriklik erg. Jy kom so halfweer uit en dan voel dit of iemand 'n vreeslike spaar voorwerp op jou borskas neergooi. Alles is pikswart en dan hoor jy die onaardse gegil. En ek besef ek wat so gil en dis onwillekeurig. So ek het voor teen 6:00 daai oggend het ek maar 3 keer gaan staan. Ek het 3 episodes gehad. Ek het gehoor hoe dokter my dogter wat in Bloemfontein bly skakel. Sy was op pad welkom toe vir werk en hy het vir haar gesê hy dink sy moet terugkom. Dit gaan nie goed nie. So het sy na verloofde nou teruggekom en deur die loop van die oggend het ek nog 5 episodes gehad. Wat sleg was is dat elke keer het daai episodes al hoe nader gekom en ek kon hulle later voel aankom. Ek het gevoel hoe ek bewussyn verloor en dan sê ek vir hulle, ek dink dis nou weeslike tyd. Hulle het intussen ook probeer om my dadelik te vlieg Pretoria toe vir 'n noodprosedure, maar ek was te onstabiel. Ek kon nie, en ons het nog gewag vir mediese fondsklaring en allerhande goed. Teen 2:00 se kant het dokter besluit hy gaan 'n tydelike passingkering insit. So ek is toe cath lab toe, maar op die cath lab se tafel het my hart nog 6 keer gaan staan. Van dit weet ek nie veel nie. Dit het te vinnig op mekaar gebeur. Hulle het my gestabiliseer en toe se ek terug eenheid toe en daar het ek toe gestabiliseer en dit gelyk asof dit nou beter gaan. In totaal was dit 15 episodes wat ek die dag gehad het. Die volgende dag is ek toe gevlieg met 'n ambulansvliegtuig Centurion toe en die dag daarna het ek die prosedure gehad. En Vrydag die 26ste Mei 7:00 aand was ek stabiel genoeg om by die hospitaal uit ontslaan te word. Vir my was daai elektriese skokke verskriklik. Hulle het nie tyd gehad om my te verdoof nie. So mens kan nie aan iemand verduidelik wat daardeur gaan nie. Dit was regtig vreeslik erg. En wat ook erg was, mense het nie geweet hoeveel kom nog en of die een wat nou kom nie dalk die laaste een is nie, want ek het gesien hoe hulle stoei om my deur te haal en ek het besef dit kan die einde wees. Dit kan my laaste, my hart kan nou heeltemal gaan staan, hulle sal my nie kan help nie. So dit was my baie erg. Die Vrydag voor al hierdie goed gebeur het 'n kollega van my besoek by die hospitaal en toe sy uitstap, toe sê sy sommer so random, Lucy hou vas in Psalm 121. En ek moet sê, tussen die episodes het ek net die hele tyd aan dit gedink en ek het gesê, Here, ek slaan my oop na die berge, U is my enigste hulp nou. My kinders soos ek genoem het is jongvolwassenes en ek self het my ma verloor toe ek nog jonk was en sy was nie daar vir my vertroues en kinders en sulke goed nie. So ek het toe vir die Here gebid en gesê, Here, my kinders gaan dit dalk ook nou moet deurgaan. Help hulle asseblief, lei hulle asseblief in die toekoms. Ek het gebid vir vriende en familie wat ek kon onthou wat op daai stadium probleme gehad het en ek vra asseblief help ook vir hulle. En natuurlik het ek vir myself gebid. Ek het gebid, Here, ek weet nie of daar dalk nog onbeleide sondes of gesindhede is nie, maar vergewe my daarvoor. My kind se troue van November het nog voorgelê en het ook gesê ek sou graag die troue wil bywoon. So as ek kan, sal ek dit wil doen, maar as dit U wil is, dan sal ek gereed om te gaan. En ek moet eerlik wees, op 'n stadium het dit so erg gegaan.
dat ek half gevra het en gesê het, Here, ek is gereed. Vat my nou. Sorry man. Dit gaan nou baie beter. Ek het die ablasie ondergaan, soos ek sê, ek het die ICD noem hulle dit, dis die passagier met defibrillator is toe nou ingesit. Aanvanklik was dit maar 'n bietjie aanpassing vir ou se liggaam, maar dit is soveel beter as wat dit was. Ek was in Augustus nou by die kardioloog van Centurion en hy is baie tevrede. En ja, ek kon my kind se troue bywoon. Ek kon haar daardie kansel toe stap die dag. So dit was baie spesiaal. Van wat ek geleer het uit hierdie hele ondervinding was eerstens die krag van gebed. Ek het net besef in die proses en na die tyd hoe ongelooflik sterk die krag van gebed is. Daar het soveel mense vir my gebid. Behalwe my kinders en vriende en familie en kollegas, het ek agterna gehoor van selgroepe en goedjies wat vir my gebid het in die fase. En as ek nou terugdink, dan dink ek was eintlik so ongelooflik kalm in die proses. En dit kan nie die gebed wees, want ek het nie gepaniek of begin huil nie. Ek het vir my kinders my bankpinnommers gegee en gesê, as dit gebeur, dit is wat julle moet doen en dit is wat julle nie moet doen nie. So ek kan net vir die Here dankie sê en sy het my regtig met die krag van gebed gehelp. Ek het ook later het ek gelees in Jesaja 38 van die Here wat vir Jesaja sê om na koning Hiskia toe te gaan en te sê, jy gaan nou sterf. En dat Hiskia dan nou begin huil daaroor en sê, Here, maar kan ek nie maar langer leef nie en berou toon en dat die Here dit hoor en hy vir Jesaja sê, gaan terug na Hiskia toe, ek gaan nog 15 jaar by sy lewe voeg. En toe besef ek net, in 'n mate is dit wat met my gebeur het. Ek het ook gebid en die Here het vir my ook 'n tweede kans gegee. So die krag van gebed is die eerste ding wat ek ervaar het. Die tweede ding is, die lewe is kort. Ek daai dag ook besef en ek besef dit nog steeds. Ek staan elke oggend op en ek dink, ek het nog 'n dag. Ek kon nie hierdie dag gehad het nie. En behalwe dat ek geestelik elke dag wil groei en iets my naas beteken, my kinders, jy weet, doen daai Two Oceans halfmarathon besoek saam met my kind in die Kaap. Gaan Greerwiltuin toe saam met my kinders. Mens weet nie of hoe lank dit nog gaan hê nie en jy weet nie wie van ons gaan nog daar wees nie. En dan die laaste dingetjie wat ek ook geleer het is, die Here het nog geduld met my. En ek glo dat hierdie getuienis en enige ander getuienis tot eer van sy naam moet wees en dat dit nie moet gaan oor wat met my gebeur het nie, maar wat hy gedoen het, om hom groot te maak en dalk is dit vir iemand anders 'n seën en 'n inspirasie. Stuur jou getuienis na getuig@lig.co.za.